reg is dit nie om vanmôre in die huis van die Here te kan wees nie. Dis nie reg nie. Dis 'n voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Jy weet, daar's baie mense vanmôre wat nie hier is nie. En as ek kyk na die kerk, dan sien ek hoe dat die kerk leegloop. Ek het die Here het op my hart geleer om 'n boek te skryf, wat ek binnekort mee sal begin. Ek is besig met die navorsing daarvan, die eindtyd kerk. Hierdie is nie die eindtyd kerk. Dit wat ons vandag sien, is nie die eindtyd kerk nie. Dit is groter. Amen. Kom ek sê vir u, die krag van God moet nog eers oor sy kerk kom, voordat die eindtyd gaan aanbreek. En ek is net soos my broer, ek kyk ook na al hierdie gebeurtenisse, want ek het nou weer 'n studie van die evangelies gedoen, die 4 evangelies, en ek kyk na daardie dinge wat daar gesê word in die verskillende evangelies oor die eindtyd. En my broer en my sussie, kom ek sê vir jou, as ek en jy nie bereid is om wakker te skrik nie, ernstig wakker te skrik nie, gaan jy gevang word met jou broek op jou enkels. Want Jesus se koms is nader as wat ek en jy dink. Nie een van ons kan sê wanneer hy gaan kom nie. Amen. Jy weet, Jesus kom op 2 maniere. Die een is deur die dood, en die ander is sy wederkoms, sy met die wegraping. Ek en jy weet nie of ons môre weer gaan opstaan. Is jy gereed om jou Skepper te ontmoet? Nou gaan ek 'n baie kontroversiële stelling doen. Ek het net so 30 bladsye my boodskap, so jy moet asseblief my vergewe. Ek het 'n baie kontroversiële stelling wat ek vanmôre vir u wil praat. Het u geweet dat daar is 'n kodewoord om in die hemel te kom? Nou wil ek hê, jy moet die hele diens gaan sit en wonder, nou wat sou daai kodewoord wees? Ek het ook ken hom nog nie, ek moet hom baie vinnig leer nie. Ek lê met my boodskap luister. As ek vanmôre 'n tema aan my boodskap kan gee, dan gaan dit, ons is nou besig om die Paasseisoen in te gaan, wat een van die mees belangrikste, indien vir my die mees belangrikste geleentheid op ons Christelike kalender is die Paastyd. Want dit is waaroor alles gaan op die einde van die dag, is dit nie? Amen. Amen. As dit nie gewees het vir die kruis nie. Ek het voorheen gehad om by die voet van die skalkoppie, wat noem hulle, die koppie te staan, by Golgotha te staan. Ek het die voorheen gehad om wie van u was al in Israel? Prys die naam van die Here, dan sal my broers weet waarvan ek praat. So, die voorheen gehad om in die grafkamer te staan, en as jy in die grafkamer staan, en dan is daar 'n deur, en dan maak hulle die deur toe na, so rukkie nou baie mense in is, en dan sê hulle oor 'n luidspreker, jy draai om, en as jy omdraai, dan staan daar 'n pragtige boodskap op die deur. He is not here anymore, he has risen, en dit is daaroor wat ek vanmôre met u wil praat. He is not here anymore, he has risen. Die kruisiging van Jesus Christus, ek gaan uit Lukas uitpraat, vir die wat die Bybel uit wil hê, Lukas 23, daarvan vers 26 af, gaan ek die eerste gedeelte oor die kruisiging, gaan ek net vir u vertel, ek gaan dit nie lees nie, en daarna gaan ek sy doodsgedeelte lees in heel wat ander skrifte. Ek is 'n mens van die skrif, ek hou nie daarvan om goed uit my duim uit te suig nie, as die skrif dit nie sê nie, dan is dit nie so nie. Nou, u sal onthou, dat Pilatus het hom skuldig gevind, en toe het hy hom weggestuur om gegeesel te word, en om geslaan te word, bespot te word, en so aan, en toe het hom weggelei na Golgotha toe. En op die pad soontoe het hulle 'n man gekry met die naam van Simon van Sirene. Vir die wat nie weet nie, Simon van Sirene was 'n swart man, en hy moes die kruis dra. En hy het hom begin dra, en toe op 'n stadium wat hoor hy die vrouens huil, Maria Magdalena, Maria en die ander wat by hom gewees het, Martha hulle, en hy sê vir hulle, hy sê dit sal beter wees in die dae wat kom, vir 'n moeder wat geen baba gebaar het nie, as vir hulle wat gebaar het, want dit gaan so sleg gaan met hierdie wêreld, dat hulle sal sê dat die hemele ons bedek, hulle sal weghardloop en in die grondhout van die berg gaan skuil. Saam met hom was daar 2 misdadigers gewees. Asseblief, ons weet nie wat as hulle misdade presies gewees nie, daarom noem ons hulle misdadigers en nie moordenaars nie. Daar was misdadigers gewees wat saam met hom gekruisig sou word.
Een aan sy linkerkant en een aan die regterkant. En kind van God, luister vandag hierso. Al is dit jou laaste sekonde op hierdie aarde en jy het jou lewe nie reg gemaak nie. Het jy nog tot op daardie laaste sekonde, het jy die geleentheid om reg te maak. Moenie laat daardie geleentheid by jou verbygaan nie, want terwyl hulle daar hang en hulle besig is om te bespot en lok op sy klere te werk, is hulle en die soldate is besig om te bespot en om te sê, as jy die God is, haal hy op self van die kruis af, en dan sê hulle, hy kan dit nie eens doen nie, en die rower in sy regterhand sê vir hom, haal jouself van die kruis af en ons ook, en dan kom die een aan die linkerkant en hy sê hierdie pragtige woorde. Hy sê, ons verdien om nie te wees, want ons is misdadigers. Maar hy het geen sonde in hom. En dan kom hierdie mooi woorde van Jesus. Vanaand sê ek vir jou, sal jy saam met my in die paradys wees. Hoe seker is jy vanmôre dat jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe? Hoe seker is jy vanmôre dat die bloed van Jesus Christus jou vrygekoop het van die sonde daar buitekant? Hoe seker is jy dat as die trompet nou blaas, weet jy wie van julle vanmôre die ramshoring gehoor het nie? Dit is hoe ek glo dat die bassein sal klink, daardie dag as hy kom, om sy kinders wat in hierdie lewe is, en hulle wat ons vooraf kom al. Vanaf Lukas 23 vers 44, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het wildweer geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat in hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al die bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het. Wanneer lees ons die eerste keer van bloed? Dink baie mooi in die Ou Testament. Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood. En dan kom Jesus en Jesus roep na Kain en hy sê vir hom, Kain, wat het jy gedoen? En Kain het 'n offer gebring wat nie vir God welgevallig was nie. Kind van die Here, God het nie vir Kain veroordeel nie. Hy het die arrogansie van sy offer het hy geoordeel. Hoe staan my en jou offer vanmôre? Offer ek myself 'n welgevalle offer vir die Here? Of gee ek maar net so 'n stukkie? Is dit maar net so 'n gedeeltjie wat ek gee? U sien, die woord is nie 'n maklike woord nie. Die kerk het so gewoond geraak om die streelende oorwoord te gee. Moenie worry nie. Een keer tot bekering, altyd tot bekering. Moenie worry nie, man, jy is op pad hemel toe. Maar moenie worry oor daai klein sonnetjies wat jy doen nie, hulle is fyn. Die Here sal daaroor kyk. Kom ek sê vir u vanmôre, dis nie die waarheid nie. Dis 'n leuen van die duiwel. Sonde by God is sonde, en ons kan nie, daar's nie 'n verskil tussen 'n klein sonde en 'n groot sonde nie. Maar ek dank die Here dat daar hierdie kruis gewees, waar die bloed van Jesus sou vloei. Maar daar was 'n kruis gewees. Daar was bloed wat gevloei het, vir my en vir jou. Weet jy waaruit al hierdie bloed gekom het, en weet jy wat het hierdie bloed beteken? En in hierdie geval roep God na Kain en hy sê, wat het jy gedoen? Hoor mooi wat sê hy, die stem van die bloed van jou broer roep na jou, na my, dis na God toe, van die aarde af. Weet jy, wanneer ek en jy sonde, dan roep daardie sonde na God. Want dit is sy seun se bloed, wat ek en jy besig is om na te laat. Dit is sy bloed wat ons besig is om van ons al weg te stoot. Want ek gaan nie nou net 'n klein storie vertel wat laas jaar met my gebeur het. En die trauma wat ek deur is, ek gaan nie die hele storie vertel nie. Dit bring te veel trane en herinneringe, maar ek moet vir julle vertel met die stryd wat ek gehad het met die Here. Hebreërs 9 vers 21. Jy sien die bloed
is dit wat my vrygekoop het van hierdie wêreld. Wat my anders moet maak as wat die wêreld is. Want ek kan nie met een voet in die wêreld en met 'n ander voet by God probeer staan nie. Hebreërs 9 vers 21 tot 23 sê, en ek gaan dit in Engels lees. Ek is nou jammer vir die onheilige taal, en vir die onheiliges wat hier sit, is ek ook jammer so, verdra my, maar ek doen my studies in die Engelse Bybel, ek vind net partykeer dat die Engels my meer beskrywend is as die Afrikaans, ons het hom net taal. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Luister nou na vers 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these. But the heavenly things themselves were better sacrifices than these. In die Ou Testament het hulle altyd gegaan, hulle bloedoffers gebring, en hierdie bloed is gevat en gaan besprinkel op die ark se deksel deur die hoofpriester om atonement te doen vir die volk. Jy sien, sonder die bloed van daardie diertjies wat gebring is om geoffer te word, so kon daar nie vergifnis van sonde gewees het nie. Nou kom die Here Jesus Christus, of die skrywer in die Hebreërs, en hy sê, daar is meer wees as net om 'n gewone bloedoffer te bring, soos wat hulle gedoen het in daardie tyd. Hierdie offers was reeds die heenwyser na die bloed van die lam, die ewige lam aan die kruis van Golgotha wat moes kom. Kain het dit verontagsaam en hy het die prys daarvoor betaal. My dierbare kind van die Here, luister vanmôre. Ek en jy betaal baie duur prys as ons nie die bloed van Jesus Christus kan aanvaar en ervaar nie. As ek my sonde voor God kan bely en hom my alles in my lewe maak nie, dan kos dit 'n prys. En daardie prys is jou lewe. Maar daar is ook 'n prys om te betaal wanneer ek daardie dag die besluit neem om Jesus Christus aan te roep en sy bloed oor my te pleit en te sê, Here, van nou af staan ek onder die bloed van die Here. Want dis daardie dag van die wêreld wat jy jouself vervreem van die wêreld en wat die wêreld jou nie meer wil ken nie. Jy sien, in die Ou Testament het die bloed van 'n dier vergifnis gebring. Vandag kan ek en jy ons bloed van 'n lammetjie, bloed van 'n duifie, die bloed van 'n billetjie of versie kan ons bring. Dit gaan ons niks help nie. Dit gaan niks vir ons doen nie. Ons kan maak met dit wat ons wil. Ons kan dit offer soveel as wat ons wil. Dit gaan niks vir my en jou beteken nie. Want dit is net die bloed wat gestort is aan die kruis op Golgotha wat my en jou kan loskoop van die vloek van hierdie wêreld. My vraag aan jou dan is, hoeveel keer het die bloed uit Jesus uitgevloei? Wat het elke druppel bloed beteken? Wat kan ek en jy daarmee doen? Wat wil God hê dat ons moet doen? Waar het die eerste keer uit Jesus uitgevloei? Enige iemand? Getsemane. Dink mooi, die aand toe hy verraai is, het hy gegaan en hy het gaan bid, vir sy disippels gesê, wees waaksaam, bid saam met my, want die uur van die lam van die mens het gekom. En hy het gaan bid, en die volgende oomblik, hy was in soveel stress en agony, dat daar groot druppels bloed uit sy voorhoof uitgeval het. Weet jy, toe die Here met my begin praat met hierdie boodskap, en ek dink aan hierdie bloed wat uit sy voorhoof uitgesypel het, kon ek myself nie indink oor hoeveel, ek weet nie wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor, miskien kan jy vir my sê, agony. Want hierdie agony in die Grieks beteken aristomai, agonisomai. Dit beteken dat dit soveel stres op sy liggaam gebring,
dat sy liggaam so in mekaar getrek was, dat hy die bloed moes uitforceer in soveel, en dit alles vir my en vir jou. Terwyl hy daar gestaan het, en hierdie bloed, terwyl hy daar gesit het voor sy Vader, en hierdie bloed uit hom uitgekom het, het hy nogtans gesê, hy het gesê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, Here, my Vader, u wil geskied. Want wat het gebeur? Hoekom sou hy so in hierdie agony verkeer het? Dit is die moment en die oomblik wat God aan Jesus geopenbaar het, hierdie pad van God van die Via Dolorosa wat hy sou moes loop. Dit is daardie oomblik in tyd wat God aan hom openbaar het, die sonde van hierdie wêreld, die siekte van hierdie wêreld wat op sy lyf sou kom en hoe sy lyf sou lyk. Lukas 22 vers 24 sê, 44 sê, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Dit was nie 'n paar druppeltjies wat hy net kon afvee nie. Dit was geweldige klomp bloed wat uit sy voorhoof uitgekom het. St. Luke does not however use the term bloody sweat, but says that the dense sweat of agony fell from him like blood gouts, which may mean as drops of blood due from a wound. Met ander woorde, daardie bloedsweet was soos bloed wat uit 'n wond uit stroom. Weet jy vir wie het dit gedoen? Vir hierdie sondaar wat hier staan. Dis hoekom hy dit gedoen het. Luister man, as jy vandag deur depressie gaan, as jou situasie vandag 'n trauma is, as jy vandag vasgevang is in verslawing, as jy vandag vasgevang is in hierdie wêreld se houvas, dan het dit tyd geword dat jy begin om uit te kom by die bloed van Jesus Christus. Want dit is hierdie bloed wat bande breek. Dit is hierdie bloed wat die houvas op siektes en op sonde wat dit breek. Dit breek die kettinge daarvan. Dit is hierdie bloed wat vergifnis vir my en vir jou bring. Dit breek die bande van sonde, maak nie saak hoe klein of hoe groot dit is nie. God het in daardie oomblikke ons ongeregtigheid aan Jesus geopenbaar. Die ongeregtighede wat deur sy kruisdood van ons verwyder sou word. Die duiwel wil jou kom vertel dat hierdie is alles 'n leuen. Kind van God, ek gaan nou so 'n bietjie meer oor hom praat. Oor die bloed wat uit die voete uitgevloei het. Jy moet mooi vanmôre verstaan dat ek kan nie die bloed ligtelik opneem nie. Ek kan nie daarmee speel nie. Ek kan dit nie afmaak maar net as iets wat nie bestaan het nie. Dit was 'n werklikheid en ek gaan nou vir julle my storie vertel. Ek is deur baie trauma laas jaar. En ek mag verskoon as daar so 'n traan wat vloei. En ek was kwaad vir die Here. Ek was baie kwaad vir hom. Ten spyte daarvan dat ek 'n pastoor is in die bediening staan en ten spyte daarvan dat ek vir mense moet die blye boodskap kon vertel. En in een nag wat ek lê ry, stoei ek by die Here. Net 'n klein met hom. En duidelik soos wat ek nou met u praat, hoor ek 'n stem vir my sê, bly bietjie stil vir 'n slag sodat ek met jou kan praat. En ek skrik vir my amper flou. En die Here vra vir my, is jy kwaad vir my? En ek sê, ja Here, ek is. Hy sê, ek weet dit, en ek verstaan. Maar ek wil hê jy moet my prentjie sien.
sodat jy dan jou prentjie met my prentjie kan vergelyk. En ek sê, Here, u prentjie kan nie wees soos wat my prentjie is. En hy sê, ek het 'n seun. Sy naam is Yeshua. En daardie seun van my moes op 'n kruis gesterf het. En hy sê vir my, Pieter, watter prentjie van my seun wat op die kruis gesterf het jy in jou kop, in jou gedagtes? Is dit die prentjie van wat is daai prent, Passion of the Christ? Is dit die prentjie wat jy in jou gedagtes het? Is die prentjie van my seun daar die prentjie van die man wat met die lammetjie oor sy skouer met die staf stap? Kom ek sê vir jou, hoekom ek hom alleen gelos het op daardie kruis? Ek kon sy liggaam nie langer aanskou nie. Want in daardie van die 6de uur tot die 9de uur, toe Jesus sy asem uitgeblaas het en dit donker geword het en die voorhangsel van die tempel geskeur het en daar 'n groot aardbewing was, in daardie oomblik het toe Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waar is U? Ek is alleen. Ek voel, ek is verlore. Ek staan op hierdie kruis en ek moet alles dra. En God sê, ek moet my aangesig van hom al wegdraai, want ek kon nie langer sy liggaam aanskou. Toe die wêreld se sonde, ja Pieter, jou sonde op sy liggaam gekom het nie. Jou siektes op sy liggaam gekom het nie. Hulle wat geweet het, sy sonde op sy liggaam gekom het nie. Ja, Magda, jou sondes, ja Koos, jou sondes, ja Chris, jou sondes, het op daardie liggaam afgekom, daardie oomblik, toe hy op die kruis van Golgotha gesterf het. Die Heer sê my, sy liggaam was so gebreek, dat ek het nie langer kon aanskou nie. Al wat jy gesien het, is die stukken geslaande liggaam. Ja. En hulle het van hom 'n doringkroon gevleg, ek kan dit gaan lees in Matteus 27 vers 29 af, en hulle het daardie doringkroon gevat en hulle het hom op sy hoof gesit. Nou kom ek sê vir u, hulle het hom nie net daarop geplaas nie, hulle het hom met mag, met krag, het hulle daardie dorings in sy kopvel ingedruk, en dan het hulle nog 'n stok gevat, nadat hulle hom gespot het as die koning van die Jode, 'n riet gevat en hom sy kop geslaan, en het daardie dorings al dieper en dieper en dieper in sy vlees ingegaan. En die bloed het uit sy hoof uitgestroom, dit moes oor sy mond toe gestroom het, oor sy slape. Hy moes daardie bloed proe. Want u sien, daardie doringkroon was 'n ronde kroon. Dit verteenwoordig my en jou gedagtes. Want hierdie doubting box wat ek en jy hierso het, hierso waar die duiwel ons aanval, dit is hier waar die duiwel vir ons sê, moenie glo wat daar gesê word nie man, moenie worry nie, jy's op pad hemel toe, moenie worry nie man, jou sonde is nie so groot nie, dit is hier waar ek redeneer. Daardie doringkroon vorm 'n perfekte sirkel, wat daar is, daardie bloed van sy hoof, om my en jou gedagtes te beskerm. Daarom kan ek uitroep, my God, my Hemelvader, kom en beskerm my gedagtes, sodat my gedagtes gefokus kan bly op die woord van God, op U en op U, Here. Wees nou baie eerlik met my vanmôre. Ons is nog nie onbekend met mekaar. Ons kan ons maar 'n bietjie praat in die huis. Wie van julle het al baie gesit in die woord geluister en dan dwaal die gedagtes? Daai ou boutjie daar in die oond, hoop nie hy gaan brand môre. Of van hierdie probleem wat ek het, hierdie finansiële situasie wat ek het, hierdie traumatiese situasie wat ek het, en dan dwaal my gedagtes, en ek kom hier uit, en ek sê vir die mense, ek het leeg hieruit gekom. Ek het niks gehoor nie, ek het nie verstaan. Kind van God, dit het tyd geword, dat ons daardie doringkroon sal vat, en daardie bloed sal vat, en vir die Here sal sê, Here beskerm ons gedagtes. Luister, weet jy waar word die gedagtes die meeste in hierdie dag aangeval? In ons kinders. Ja. Dis hoekom die wêreld van ons kinders lyk soos dit lyk. O, ek wil doodgaan as hulle so sin. Dan sê ek, "Ai Nala, hoe gaan dit met jou?
Nee, okay, oupa. Dan sê ek, wil jy net my kyk hier, ek sê nou, oupa. Wil ek hardloop, wil ek daai goed gryp en ek wil dit weggooi. Want ons gesels nie eers meer met mekaar. Ja. Kyk maar na die jong mense, ek sien hulle smile. Maar dit het geword, dat daar die bloed wat uit sy hoof uitgevloei het, dat ons sal bid en sal sê, Here, beskerm my gedagtes van hierdie wêreldse gedagtes, dat dit nie sal afdwaal nie, Here, want dit is my gedagtes wat my voet gaan lei in die rigting van waar jy moet gaan. Volgende plek waar die bloed uitgevloei het, is uit sy hande uit. Nou wil ek jou maak so. Maak so. Weet jy, ons loof en prys God, ons is veronderstel om so te loof en te prys. Ek kan my hande laat sak. Hierdie hande van ons is gemaak om mense te seën. Hierdie hande is gemaak om op mense te lê. As ek kyk na Jesus se bediening in die 3,5 jaar wat hy bedien het op die aarde, dan sien ek dat hy sy hande gebruik het om mense aan te raak, om genees te word, om uit die doodheid op te staan, om opgewek te word. Ek sien dat hy sy hande gebruik het om mense te salf. Ek sien dat hy die ou kleintjies nader getrek het, met sy arms en sy hande vasgehou het, en hulle gesalf het en gesê het, ons moet soos die kinders word, om die koninkryk van God te kan beerwe. Toe die bloed uit sy hande gevloei het, herstel die Here ons voluit. Hy herstel jou bediening. Hy gee terug wat die duiwel gesteel het van jou bediening. Wie van u se glorie en sê, Here, my bediening, ek is so jammer dat my bediening gesteel is deur die duiwel. Want jy sien, dit is mense, ek sien die hande. Dit is mense wat die duiwel gebruik om my bediening te kom steel, en dan vat hy dit uit my hande uit, en het ek nie meer die reg, die voorreg om te kan bedien nie. Ek weet een ding, ou Thomas, die ongelowige Thomas, ek kan nie glo dat hy opgestaan het uit die graf uit nie. Thomas, kom steek jou hande hier in hierdie wonde. Thomas, kom voel. Ag Here, as ek maar eendag, wanneer U my kom haal, het sy die dood op hierdie weg geraap. As ek maar net by die voete kan sit en die hande kan hou vas. En daar die wonde wat my bediening kom vrymaak het, my kom loskoop het. As ek maar net daarom kan vat. Jesus se hande deurboor, sodat sy krag deur my en jou kan werk. Boonbehalwe dat ons loof en prys met ons hande, seën ons mense en salf ons mense en lê ons hulle die hande op. Daarom het sy bloed uit sy hande gevloei, sodat ek en jy 'n verlenging kan wees van sy hand vandag vir my broertjies en my sissies. Uit sy voete uit. Jy kan daar gaan lees in Spreuke 1:16 sê hy, wat hulle voete hardloop na die kwaad en haas hulle om bloed te vergiet. Efesiërs 6:15 sê, en as skoene aan hulle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Romeine 16:20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig, of die oog ook nie die hoof vir die voete nie. Ek het julle nie nodig nie. 1 Korintiërs 15:25, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Met ons voete beweeg ons en kan ons van rigting verander. Met ons voete kan ons 'n besluit neem of ek staan met my een voet in die wêreld en met my ander voet wil ek by Jesus staan, en wanneer ek die dag kom, gaan hy vir my jou sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Want ek kan nie met my een voet. Jy sien, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek Jesus Christus werklik aanneem as my persoonlike verlosser en zaligmaker, wanneer die bloed van Jesus Christus my kom reinig het, dan maak ek 'n 180 grade draai weg.
en ek loop in 'n verskillende rigting, want my lewe gaan nou verander van die ou lewe wat ek gehad het. Ek gaan die ou lewe afwas deur die dood. Amen. Ek kan nie weer dieselfde wees nie. Ek kan nie. My ou lewe het ek agtergelaat. Die bloed van sy voete af is dit wat ons reg laat loop. Dit laat ons loop in die voetspore van Jesus Christus. Maar hier is seker een van die belangrikste. Wat het hy gesê, waar is die duiwel? Onder die voetsole van my voet. U sien, ons laat toe dat die duiwel ons aanval en ons vergeet dat hy is oorwin op die kruis deur die bloed van Jesus Christus. En daarom kan ek ons sê, Satan, onder my voete! Jy het nie reg op my lewe nie. Jy het nie reg op my finansies nie. Jy het nie reg op my liggaam nie. Amen. Die ander ding van die voete is, en dit is waar die kerk in hierdie stadium so kort skiet. Jammer om dit te sê. Kom ek vra vir u hierdie vraag. Hoeveel van u het een persoon hierdie week bedien? Nie jou boetie of jou sussie, jou een wat jy ken nie. 'n vreemde persoon vir wie jy vertel het van Jesus Christus. Sien, ek is eerlik met julle. Ek bid elke dag en ek sê, Here, stuur 'n persoon my pad langs. Nou hoor hierso, wat is die maklikste om te doen? Ek weet nie of julle checkers en 'n Pick n Pay en sulke goede hierso het jy verspaar het nie. Is om daar by die petrolpomp te kom en jy gooi petrol in om vir daardie petroljoggie of daardie kassier te sê, good morning, how are you this morning? Met 'n smile op jou gesig, al gaan dit nie goed nie. En onmiddellik verander hulle houding. En voordat jy loop, wil hulle te sê, can I just tell you that God loves you? Amen. And that He blesses you? Jy hoef my te glo nie, jy kan kom sien. Hulle ken my al daar by Checkers, dit selfs oor my spark, ken hulle my so goed, as ek aanstap, dan sê hulle my good morning met dat hê. Nie omdat dit ek is nie. Omdat ek hulle salf en ek seën hulle, en wanneer hulle my 'n vraag vra daaroor, dan antwoord ek hulle. God maak elke dag vir ons 'n geleentheid, kind van God. Daarom het ons voete gebruik volgens Efesiërs 6:15. Die bereidheid van die evangelie aan te trek van ons voete en die evangelie gaan begin verkondig. Niemand anders gaan dit doen nie. U sien, die kerk het gesê dat die pastoor moet dit doen. Dis nie die pastoor se alleen reg of sy verantwoordelikheid nie. Elkeen, wat staan daar in Matteus 28 vers 19? Hier praat Jesus met almal van ons. Gaan dan heen, gaan maak disippels van alle nasies, leer hulle in my naam. Ja. Amen. Praat hy net met my, of dalk net met my broer die tesourier, of my broer die visievoorsitter, die ouderlinge, nie 'n kind van God. Hy praat met elkeen van my en van jou. Amen. In die omgewing waar jy werk, in die omgewing waar jy by die skool is, skoolkinders, luister vir my, vertel jou vriende, ek en jy moet lyk soos Jesus op hierdie aarde. Ja, is waar. Dis moeilik, dis nie maklik nie, dit kos 'n prys. Maar die bloed van Jesus uit sy voete uit, maak dit vir my en vir jou moontlik. Nou, die manier hoe hulle moes vasstel of 'n persoon dood is aan die kruis, sou wees om 'n spies in sy sy in te steek. Nou toe hulle wil seker maak dat Jesus dood is, het hulle 'n spies ingesteek in sy sy in, en daar het 2 vloeistowwe uitgevloei. Die een is bloed en die een is water. Waar die water vandaan kom? Volgens die medisyne is daar net een plek, en dis uit die hartsak uit. Sodat daardie spies so diep ingedruk om seker te maak dat hy dood is, dat hy tot in sy hartsak gesteek het. Hierdie 2 vloeistowwe beteken 2 goed. Die een beteken lewe en die een beteken groei. Jy sien die bloed van Jesus wat uit sy sy uit geloop het, gee vir my en vir jou
groei, lewe. Amen. Dit wek my op uit my sondige toestand uit. Dit wek my op. Dit maak my so opgewonde, as ek maar net kan weet, dat as ek net die bloed van Jesus Christus kan aanvaar, op die kruis waar hy gesterf het, dan gaan ek kan opstaan, want dan kry ek 'n nuwe lewe. 'n Lewe vol van hom. Ja. En wanneer ek 'n nuwe lewe het, wil ek tog groei. Ek wil nie bly waar ek is nie, ek wil nie doodgaan nie. Ek wil nie sterf op die einde van die dag nie. En daarom daardie water wat gevloei het, sê hy uit, gee lewe, want water gee lewe. Enigste ding wat lewe kan gee. Die Here se dood aan die neet, daai is nie noodsaaklik nie. Dit het dus twee aspekte, die verlossende aspek van die bloed en die lewensreddende aspek. Jesaja 53 vers 5 sê, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Elke hou wat op hom geval het met broer en sussie, daardie kats hier op sy lyf op mense, weet jy dat die teoloog beklei en stry so met mekaar. Dis hoekom ek so dankbaar is teenoor die Here, ek is nie 'n teoloog nie. Maar hulle beklei so teenoor mekaar, oor waar het hulle tog die spyker ingeslaan, is dit deur sy hande, is dit deur sy gewrigte, is dit voor deur sy voete, is dit deur sy enkel. Ek weet nie. Die woord van God sê nie, maar wat ek wel gesien het, waar is my broers wat in Israel gewees het, ek weet ook heel by Nazareth gewees het, en by die museum by Nazareth nie, is die enigste plek waar hulle opgraving gemaak het met 'n hak met 'n spyker in, waar die spyker hier deur die hak geslaan is. Hy het versteen. Dis 'n bewys van die waarheid van die woord van God. Amen. Ek wil so vinnig 20 dinge noem wat die bloed vanmôre vir jou en vir my kan maak. En ek beloof dit gaan nie lank wees nie. Ek gaan dit net noem, ek gaan dit nie bespreek nie. Dit vergewe sondes, nommer 1, seker die belangrikste, volgens Matteus 26 vers 28. Dit gee lewe aan diegene wat Jesus se vlees eet en sy bloed drink. Jy sal onthou toe die Paasfees ingestel is, het die Here gesê, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Drink, dit is my bloed, sodat julle genesing kan ontvang. Dit veroorsaak, ek het 'n boodskap gebring nou so rukkie terug, wat ek ook, sit ek met dit was juist daardie aand wat ek met die Here gesit het, en wat ek met hom die gesprek aan die gang gehad het, wat hy my gesê het, maar hy is die brood van die lewe, uit Johannes 1 uit. En die brood en die lewe en die woord het vlees geword. Daarom moet ons die brood eet. Wat is daar die woord? Daar die brood, die woord van God. En maal is 'n bietjie af. Maar ek wil jou vra, eet jy elke dag die brood van die lewe? Of lê daar as ek daar kom en ek sê vir jou, gee my gou jou Bybel. En ek doen dit baie. As ek huisbesoeke gaan doen, dan los ek my Bybel as terug by die huis. Dan vra ek, kan ek gou jou Bybel leen? Pastoor het net gesê, ek kan nie onthou, ons het hom vanoggend gehaal. Pastoor, dan gaan ek maar na my selfoon toe. Of hulle bring ons my wakker so. Stop. Eet jy die brood van die lewe. Dit veroorsaak dat ons in Christus woon en hy in ons. Die bloed, dit is die manier waarop Jesus die kerk gekoop het. My dierbare kind, ek en jy is die kerk. Jy is duur gekoop. Jou lewe het 'n bitter duurprys gekos. As jy gesien het wat ek daardie aand gesien het, sal jy kan verstaan hoe duur hierdie prys was vir hierdie simpel mens, hierdie eenvoudige mens, Pieter Kriel, die bloed wat vir hom gestort is. Dit is die middel waardeur Jesus deur die geloof ons versoening geword het. Versoening met wie? Versoening met God die Vader.
Jy sien, ons was ver verwyder van hom gewees. Dat 'n priester moes in 'n tempel ingaan om versoening vir ons te bring. Nou het die voorhangsel, Jesus het gekom en het die voorhangsel geskeur as gevolg van sy bloed wat gevloei het op die kruis, en nou het ek deurgang na hom toe. Maar nou moet ons ook versigtig wees, want daar in Johannes 6 vers 23, as ek reg kan onthou, sê hy, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Alles wat julle vra, moet julle bid in die naam, in my naam. Julle moet die Vader nader in my naam. Dit regverdig ons en red ons van God se toorn. Dit is Romeine 5 vers 9. Dit verlos ons, Efesiërs 1:7, 1 Petrus 1:18 tot 19, Openbaring 5 vers 9. Dit bring diegene wat ver van God af was nader aan hom, volgens Efesiërs 2 vers 13. Dit skenk ons die vergifnis van sondes, Kolossense 1 vers 14. Dit bring vrede en versoening met God, Kolossense 1 vers 20. Jy sal sien, party van die goed word herhaal. Dit het ewige verlossing, ek kan ewige verlossing van verkry. Volgens Hebreërs 9 vers 12. Dit reinig ons gewete van dooie werke om die lewende God te dien, volgens Hebreërs 9 vers 14. Dit is die middel waardeur ons met vrymoedigheid die allerheiligste binnegaan. Wil daai weer lees, dit is die middel, want dit gee vir jou 'n idee wat die kodewoord is om in die hemel te kom. Dit is die middel waardeur ons met vrymoedigheid die allerheiligste kan binnegaan. Dit spreek 'n beter woord as die bloed van Abel. Dit heilig ons in alles daarvoor is skrifte. Dit maak ons volkome vir elke goeie werk. Dit reinig ons van alle sonde. Dit getuig saam met die Gees en die water op die aarde. Dit is die middel waardeur Jesus ons was. Dit is die manier waarop ons die aanklaer van die broeders oorwin het, volgens Openbaring. Iemand het vir Billy Graham gevra, Billy, one day when you die and you go to heaven, and you come to the gate of heaven, and they ask you a password to enter the gates, what will you tell them? Billy Graham sê die volgende, hy sê, one thing I know, I cannot tell them that, Lord, I am Billy Graham, one of the greatest preachers on this earth. Lord, I have healed the sick. I have brought a lot of people to you, Lord, through the blood of Jesus Christ. Lord, I have preached all over the world, and many people gave their lives to you. He will tell me, I'm so sorry, and he will close the gate in my face because I will not be allowed, because I am very great. I cannot enter the gates of heaven in my own name. But I can tell him this, by the grace of God and the blood of the cross, Lord, I will enter this place. Amen. Amen. Deur die genade van ons Here en deur sy bloed, dit is die kodewoord, as jy wil in die hemel ingaan, broer en suster, dit is al wat ek en jy het. Ja. Hoe staan jou saak vanmôre? Sal jy daar kan gaan staan by die hemel se hekke, se poorte, en kan sê, Lord, I come to you by the grace of Jesus, by the blood of the Lamb. Of gaan jy met wegdraai? Ewige verderf. Die pad na die Parelpoort is nou, en die wat daarop loop is min. Vir jou vanmôre, maak jou oë so vir 'n oomblik toe asseblief. Wil jou vanmôre vra, wil jy met regtig dink oor hierdie woord vanmôre? Hoe staan jou saak met die Here? Is jy opreg? Weet jy dat jy weet as Jesus nou sou kom, as die besyn nou sou blaas en die stem sou uitroep, dat jy op tegemoet sal gaan in die lig?
Of dat as jy môreoggend dalk nie opstaan nie, dat jy eers stop, Jesus se voete sal wees. Is jy seker vanmôre? Moenie dit laat dit verbygaan nie. Ek wil vir vanmôre net 'n gebed doen. Ek gaan niks snaaks doen nie. Ek wil net vir vanmôre gebed doen. En as jy sê vanmôre, Here, ek is nie so seker nie. Ek wil net seker maak. Ek wil net seker maak dat ek gered is. Maar ek net gou jou hande al, jy sit net opsteek. Ek sien jou hand, ek sien jou hand, ek sien jou hand. Ek sien nog hande, ek sien nog hande opgaan. Ek sien nog hande opgaan. Ek sien nog hande opgaan. Kan ek maar weer dat sak. Moenie dit uitstel nie, my broer en suster. Moenie dit uitstel nie. Wil jy die volgende stap in die geloof neem? Ek gaan jou nie uitnooi vir ek beloof. Daar waar jy is, net op te staan as bewys dat jy ernstig is. Net te staan. Nie skaam wees nie. Nie skaam wees nie. Jesus, by your blood and your grace, I will know that I will enter your gates. I want assurance, Lord, this morning. Is nog nie te laat, jy gaan nog een keer uitnodig maak. Kom ons gaan die Here se naam aanroep. My God, Hemelvader, Abba Vader, ek is. Ek kom vanmôre na U toe in die naam van die Seun Jesus Christus. En ek kom lê elkeen van my boeties en my sissies voor U voete neer, Here. Here, hulle wat vanmôre sê, Here, ek het sekerlik nodig dat die bloed my skoon gewas het van my verlede, van my sonde. Here, ek wil opstaan as 'n nuwe mens in U naam. Here, as ek gesondig het teen U, dan pleit ek by U vanmôre, vergewe my sondes. Vergewe my, Here, dat ek ooit sonde gepleeg het. Ek wil vanmôre suiwer gewas word deur die bloed van Jesus Christus. Here, ek bid vir elkeen wat staan vanmôre. Ek bid vir elkeen wat uitroep vanmôre en sê, Here, sien my raak. Here, hier is ek. Ek kom staan voor U. Ek het 'n ernstigheid met U. Ek wil nader aan U kom. Here, ek wil nader aan U groei. Ek wil, Here, U woord sê, U bloed was my witter dan die sneeu. Ek wil witter dan die sneeu wees. Here, kom vergewe vanmôre. Kom vergewe vanmôre elkeen wat hier so staan, wat sê, Here, ek het sonde in my lewe. Dankie, Here. Dankie dat ons weet dat ons dit nie verniet doen nie. Dat U kosbare bloed verniet is. Dat ons niks daarvoor hoef te betaal nie. Here, ek wil 'n gees van God. Ek kom bid vanmôre dat U in hierdie dag by elkeen van my boeties en my sussies sal kom stil staan. En hulle persoonlik sal kom bedien, sal kom oortuig van die woord van die Here. Dankie, Here, vir hulle wat gehoorsaam is en wat opgestaan het en vanmôre sê, ek wil, Here, ek wil, ek sal, Here, ek sal. Ek bid dit in die wondernaam van die Seun Jesus Christus en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Mag die Here U seën, mag sy liefde en genade oor U wees. Mag hy U vashou in die holte van sy hand. Mag sy beskerming oor U en die gesin wees. Mag hy gaan oral, mag hy voor U uitgaan, oral waar U stap en waar U die hand opsit. Mag U vrede vind. Shalom. Ek groet U in die naam van Jesus. Amen.